Sell My Car Quick. Vertroue van begin tot betaling. Is die kar wat jy koop veilig? Dit is die groot vraag en Derek van der Veen is weer eens by ons om meer daaroor te gesels. Goeiemôre. Goeiemôre Helle. Dit is vir ons elke keer so interessant om te praat oor waarvoor mens alles moet uitkyk, jy weet, as jy 'n kar koop. Nou, ons het nou heelwat al gepraat oor jou voertuig, tweedehandse voertuig, jy weet wat die skelms alles kan aanvang en dit verbaas my elke keer om eerlik te wees. Kom ons verduidelik net gou hoe voertuie wat afgeskryf is se nommers weer op gesteelde voertuie teruggesit word en is daar nog probleme met afgeskryfde voertuie? Daar is omtrent 100,000 voertuie word 'n jaar afgeskryf. So wanneer jy 'n voertuig afgeskryf het, die versekering betaal jy uit en die voertuig gaan weg. Die vraag is wat gebeur met die voertuig vandat hy weg is? Ja. So 30% van hulle kan nie weer reggemaak word nie. Hy is heeltemal afgeskryf en dis daai nommers wat hulle dan gebruik op die gesteelde voertuie. Maar 70%, amper 70,000 voertuie word weer verkoop terug in die stelsel in. So die versekeringsmaatskappy vat die voertuig en hy gee dan die voertuig weer of vir 'n auctionplek. Hulle verkoop die voertuig en die persoon wat hom dan koop, maak die voertuig dan reg. Die gevaar daarvan is nou het jy 'n voertuig wat die versekering gesê het is afgeskryf. Dit kan nie weer gebruik word nie. Maar nou word hy weer verkoop. En nêrens is daar rekord dat die voertuig verander het van gebruik na afgeskryf toe nie. Hy bly 'n gebruikte kode hê. So hy kry nie 'n nuwe kode nie, want hy word net weer verkoop. En die struktuur baie keer van die voertuig het te seer gekry wanneer 'n voertuig afgeskryf het. So die voorkant is te hard getref of die kant is te hard getref of van agteraf is hard getref. Dis kom jou versekering net sê kom ons maak hom reg nie. Jou versekering sê die skade is te groot, ons gaan hom nie weer kan regmaak nie. Kom ons skryf die voertuig af. So sodra die struktuur van 'n voertuig seer gekry het, is dit baie keer soos 'n strooitjie wat geknak het. Die eerste keer wat hy knak op 'n plek, as jy weer druk op hom sit, knak hy die hele tyd op dieselfde plek. Ja. En dit is die gevaar van 'n afgeskryfde voertuig. Is die struktuur van die voertuig is nie meer 'n veilige struktuur nie. Maar hoe is dit dan moontlik dat 70%, daai 70,000 weer terugverkoop word? Moet daar nie een of ander regulasie wees wat sê okay, nee nie? Dan moet 'n regulasie wees, maar daar is nie. So, Daar moet maar nou is nie. En ek meen wat van die ander veiligheidsfunksies? so eerstens wanneer jy in so 'n tipe ongeluk was, het jou lugsakke uitgekom, die veiligheidsgordel het geaktiveer. So daai tipe funksies het al klaar is ook al gebruik. Nou wat gebeur is, dink aan die persoon wat hom nou koop. Die persoon wat hom nou koop, het een doel. En sy doel is om die voertuig so goedkoop as moontlik reg te maak en weer terug te kry op die pad. So hy begin goed doen soos in die lugsakke self Ja. het jy 'n relay. So die lugsak stuur 'n boodskap na die voertuig toe. Wanneer jy 'n voertuig aanskakel, dan sien jy jou lugsakluggie kom aan, lugsakluggie gaan af. Nou wat gebeur is, hulle sit net 'n klein relay in wat dieselfde boodskap terugstuur na jou komputer toe. So as jy hom aansit, dan kom die lugsakluggie aan en lugsakluggie gaan af. Wat beteken is daar's nie lugsakke in die voertuig nie. Daar sit net 2 klein relays in die voertuig. So dit is 'n massiewe probleem wanneer daai tipe goed gebeur. Ek wil also half sê dis voor die hand liggend as jy nie 'n lugsak het of 'n safety belt het, 'n gordel het nie. Maar wat gebeur as jy nie daai dinge het in 'n kar nie? So dink in 'n ongeluksituasie. So eerstens wat gebeur is, as 'n mens van voor af getref word, die voertuig is gemaak uit verskillende materiale uit. So die eerste deel van die materiaal is gemaak om so vinnig as moontlik te vou, die skok te absorbeer. Ja. Dan is daar materiaal om die impak te stop, Ja. sodat die impak nie by jou uitkom nie. Nou as daai materiaal nie reg vervang is nie, of met verkeerde materiale gebruik is, of net reg gebuig is, gaan hy nooit weer die funksie doen wat hy moet doen nie. Die tweede gedeelte is, jou veiligheidsgordel is nie net 'n belt wat jou vastrek wanneer jy in 'n ongeluk is nie. Ja. Dis 'n belt wat jou laat gaan om die impak te stop, want anders as jy net onmiddellik stop, dan kry jy inwendige bloeiing. So hy laat jou saggies gaan in 'n lugsak in en dan trek jy jou terug. En daai stelsel, as daai nie reg vervang is nie, slaan hy net vas. Die derde gedeelte, natuurlik die belangrikste gedeelte, is die lugsak. So as die lugsak nie uitkom nie, Ja. en die veiligheidsgordel jy laat gaan, hy dink daar gaan 'n lugsak wees wat jy gaan stop. Daar is nie meer 'n lugsak wat jy stop nie, en jy tref letterlik die stuurwiel dan, of die dashboard met jou gesig.
En dit is hoekom dit baie belangrik is om seker te maak dat 'n voertuig nie voorheen afgeskryf is nie. Ons sien omtrent 10 voertuie 'n dag. Of vir elke 10 voertuie wat ons sien, is 3 voorheen afgeskryf. 3 Ten uit die 10 minste wat jy sien. 10 uit die 10 uit wat mense hulle voertuie aan ons wil verkoop, is 3 voorheen afgeskryf. En die probleem is, die mense wat dit reggemaak het, is nie 'n persoon wat dit verkoop nie. Dis die persoon daarna wat dit dan probeer verkoop. Ja. En die kans dat daai voertuig luksakke het is amper 0. Die kans dat daai voertuig se strukturele integriteit reg is 0. So die probleem met die hele ding is jy gaan eers uitvind die voertuig is nie reg nie wanneer jy in 'n ongeluk is. Wanneer jy die lugsakke nodig het. Want niemand gaan ooit jy gaan nie jou dashboard oopbreek of jou stuurwiel oopmaak om te kyk of daar lugsakke Nee. is nie. Jy gaan dit eers uitvind die dag wat jy dit nodig het, Ja, dat daar ja. niks is nie. En dan is dit baie keer te laat. Jo. Derek, ons het so baie om nog oor te praat. Daai rooi vlae, daai hoe weet ek dan byvoorbeeld, jy weet al daai vrae wat nou terugkom, so ons kan nie wag tot jy terugkom en verder hieroor praat nie, want elke keer as jy verduidelik kan ja, ek raak Wil ons sommer net meer angstig. weet. Dan wil ons net meer weet. So baie dankie dat jy soveel van jou kennis en jou wysheid deel en ook bewusmaking vir jy weet dit waarvoor ons moet versigtig wees. So dankie vir jou tyd Veel vanoggend. plesier. Tjoe, dis Derek van der Veen. Nou, nie alle motorkopers is dieselfde nie. By Selma Car Quick kry jy regte mense, persoonlike diens en onmiddellike resultate. Selma Car Quick fokus op 'n eenvoudige en eerlike ervaring met vinnige waardasie en veilige betaling. Geen lang wagtye en onnodige rompslomp nie. Verkoop jou motor vinnig met vertroue en sonder moeite. Kies Selma Car Quick. Besoek selmacarquick.co.za. BSNV geld. Bly skakel net die naaste tyd vir jou kombuis. Sell my car quick. Vertroue van begin tot betaling.